prys vanmôre. Vir die eer vanmôre. Here, U self verklaar, kyk ek hier vir U. Here, U is vanmôre die Alfa die Omega, die begin en die einde. Buiten U as daar geen God. Buiten die naam van Jesus is daar geen ander naam wat aan die mens gegee is, waardeur die mens gered kan word. Sy naam is Jesus. Dis hy wat leef. Dis hy wat opgestaan het. Dis hy wat vanmôre waardig is om met te word. Kind van die Here, ek neem met jou hande op en vertel vanmôre. Hy is waardig. Sy naam is Jesus en hy is waardig. Hy is die Lam van God en hy is waardig. Hy is die leeu, die stam van Juda en hy is waardig. Sy naam is Jesus en hy is vanmôre waardig om aan te word. En ek wil die prys vanmôre, ek wil die eer vanmôre, waardig, waardig, waardig. Kyk, vanmôre spreek die Here, is ek dan die een wat verander, of is ek die een wat nie verander nie? Is ek 'n aannemer van die persoon, of is ek dan nie vanmôre 'n aannemer van die persoon nie? Jy moet weet vanoggend, mensekind, ek is nie die aannemer van 'n mens nie, en ek verander nie. My plan wat ek vir jou het, is en bly nog steeds dieselfde. Ek het jou afgesonder vir my handewerk en vir my plesier. Jy is vanmôre myne en niemand sal jou ruk uit my hand nie. Jy is vanmôre myne en ek is die een wat jou sal deurdra tot op die laaste. Jy is vanmôre myne en ek het jou nie weggestoot nie. Kyk, spreek die Here. Al stort jy vanmôre trane, al dink jy ek het verander, ek is nog steeds dieselfde en jy pas in die holte van my hand en daar sal niemand jou verwyder nie. Niemand sal jou uitruk en verwoes nie, want ek is met jou. Kyk, spreek die Here. Jou trane sal ek afvee, jou trane sal ek afdroog en jou weg sal ek vanmôre vir jou gelyk maak en 'n geopende deur sal ek vir jou gee vanoggend, spreek die Gees van die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Ek spreek die Here, daar is een wat steel. Ja, daar is een wat steel, selfs hoop in die hart uit. Daar is een wat steel, ja, selfs waarheid in die gedagte uit. En kyk, spreek die Here, ek sien jou hart, dat jy hoop verloor het. Ek sien jou hart, dat jy dink, dat daar nie meer vir jou 'n roeping is om uit te leef nie. Dat jy te veel gestruikel en fout gemaak het. Kyk, ek sien jou hart wat sê, dalk sal ek nog net gered word, maar meer as dit is daar vir my niks. Maar kyk, spreek die Here, dit is nie die waarheid nie. Want kyk, in my hand hou ek nog steeds jou kleed, jou sandale en jou ring, want my gedagte oor jou het
deur voor jou is nie gesluit nie. Kan jy maar net jou oog van jouself afhaal en van jou eie krag afhaal en jou oog net op my fokus en op my vestig, want ek is die een wat in jou werk en deur jou werk en deur my krag sal jy bedien. Kyk, die deur voor jou is oop en ek lei jou deur vanmôre, spreek die Here van die Here. Halleluja. God is nie die aannemer van 'n persoonlike aannemer. Dit wat die Here doen, doen hy vir ons almal. Hy is vanmôre waardig om aanbid te word. En ek wil hier vanoggend die Here 'n lofoffer gee vir wat hy vanmôre Vader, word verheerlik vanoggend. Here, U vir ons beloof, die deur is oop. Here, U vir ons gesê ons moet ons oorskuif weg van onsself. Here het alreeds vanmôre verklaar dat U nie die aannemer van 'n persoon is. Here het alreeds 'n getuienis gebring dat God kan. En ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. En die kinders van die Here sê amen en amen. Die kinders sit lekker in vanmôre waar hy is. Vir jou as besoeker, dalk is dit wat vanmôre gebeur vir jou anders of snaaks, dat die Gees van die Here getuienisse opwek en dat die Gees van God nog deur mense in tale en uitleg van tale spreek. Vir ons as gemeente, en ek wil dit mooi stel vanmôre, het dit normaal geword. Dis vir ons normaal dat die Gees van God so met ons kom praat. En ek bid vir die Here dat dit nooit vir ons met 'n normaal sal wees soos wat dit Boekman net gebeur het. Maar ons moet vashou dat dit 'n normaal sal wees dat God deur ons praat en dat die Here nog steeds homself verheerlik deur wat gebeur in die dienste. Dit mag nie vir ons maar net sommer iets wees. Dit mag nie maar net iets wees van ja, dit gebeur en dit moet so wees nie, want baie gemeentes het nie wat ons altyd het in terme van tale en gawes en openbaring nie. Alhoewel die kerk veronderstel is om al die dinge te hê, wat die Here dit vir die kerk gegee. Die Here het dit nie net vir ons as gemeente kom gee nie, maar vir die kerk in totaliteit. Die Here het ook nie net getuienisse vir sekere mense kom gee, maar vir ons almal. En ek is dankbaar dat die Christa vanoggend vrymoedigheid gevat het om 'n getuienis te kom gee. Want daardie getuienis is dit wat ons as mens hou. Die Bybel sê jy sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis.
Die laaste paar weke is ek besig, of die Here is besig om Christus te openbaar in die Ou Testament. So ek wil net kortliks vir almal sê dat ons praat in die teologie van the Scarlet Thread. Dit beteken die verwysing na Jesus reg deur die Bybel. Nie net in die Nuwe Testament nie, maar ook in die Ou Testament. En daar's 'n Latynse frase, ek gaan dit dalk nie nou onthou nie. Novum Testamentum in vete related, Vetus Testamentum in pater pater, as ek reg onthou. As dit verkeerd is, met iemand my net kom help daarmee. Wat sê dat die Nuwe Testament is bedek in die Ou Testament. Die twee testamente, alhoewel dit onafhanklik funksioneer van mekaar, is daar een sentrale middelpunt binne albei testamente. Sy naam is Jesus Christus. In die boek van Genesis was hy die saad wat verhandskap bring tussen Satan en die mens. En ons het laasweek gepraat oor die sondebok, hoe Christus die sonde en die straf wat vir ons bedoel was, hoe hy dit gedra het in die boek van Exodus. En ek dink die week voor dit het ons ook gepraat, laasweek het ons gepraat oor Christus wat hoëpriester is. En vanmôre wil ek aanvang. Maar wat ek wel ook weet, is dat die Here vanmôre iets besonders vir iemand hier wil doen. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet weet, is dat die Here weet dat die mens besig is om moeg te word. En ons trek nou eers by die 1 Februarie. Nou ek onthou laas jaar, hier by Junie, het ek vir myself gesê die jaar raak lank. Laas jaar Oktober het ek vir myself gesê die jaar is lank. En ek trek vandag saam met jou by die 1 Februarie en die jaar is lank. So iemand wil weet waarvan ek praat. Die jaar is lank en ons het net begin. Maar die Here weet dit. En saam met dit wat die Here weet, sal die Here vanmôre iets vir jou doen. Ek wil hê jy Bybel vir my blaai in die boek van Numeri. Numeri 21. As jy daar skien vir my sê amen, as jy die groot Bybel het, wat ek het, bladsy 220. As jy die klein Bybel het, dan kan ek vir jou sê wat se bladsy is. En vir die van julle wat nog bevoorreg is om in die klein Bybel te kan lees, geniet dit. Die res van ons moet groot Bybel lees. Is almal daar? So dalk moet ek net vandag en kortlik die volk van die Here se geskiedenis net tot en met hier aan jou verduidelik. Toe die volk van die Here is uit Egipte laat uitgelei, die Here het wonders gedoen, die Here het hulle gelei, die waters van hulle gekloof. Die gedagte was dat God sy volk in 'n beloofde land sou instuur. En toe dit tyd was vir die volk om op te staan, Numeri 1 kan ons gaan lees later, en vandag en later dan gaan kyk. Het die volk van die Here gesê dat daar 'n getal opgetrek moet word van almal wat in die land is. Almal wat tot en met die ouderdom van 20 is, moet gereed gemaak word om die beloofde land in te neem. En toe hulle nie wil oorlog doen nie, het die Here vir hulle gesê, nadat die spioene uitgestuur was en teruggekom het, die Here vir hulle gesê, dat omdat julle nie bereid is om die beloofde land in te neem, gaan julle vir 40 jaar om dieselfde berg loop, sodat hierdie geslag wat nie wou opstaan nie, moet uitsterf. En daai 40 jaar was dit 'n moeilike tyd gewees, maar behalwe dat dit 'n tyd was waar die ongelowige geslag uitgesterf het, het die Here ook sekere dinge in daai tyd herstel. Die eerste ding wat God herstel het, was die priesterambt. Die Levitiese priesters is opgerig gewees om die volk te lei.
Die tweede ding wat God vernietig het in daai 40 jaar, baie keer kyk ons na die 40 jaar en ons sê ja, ons stap op dieselfde berg en dis 'n negatiewe ding, maar dit is nie. God het in daai tyd het hy afgodediens wat sy volk aan gewoond was in Egipte land, het hy heeltemal vernietig. En hy het weer sy volk 'n manier gegee om hom te eer en hom te aanbid. In daai tyd het God homself geopenbaar as die enigste voorsiening. Hy het aan sy volk leiers gegee, hy het hulle voorberei vir die beloofde land, en hy het aan sy volk bonatuurlike brood en water gegee. Brood natuurlik manna uit die hemel, en water natuurlik waar Moses die rots geslaan het, die rots het gekloof, en dan water uit die rots gekom. En dis min of meer waar ons onsself hier vind, in Numeri 21. Almal is met my. Numeri 21 vers 1. Toe die Kanaaniete, die koning van Arad, wat in die suidland gewoon het, hoor, dat Israel met die pad van Patarim kom. Jy sien, Israel was nog steeds op pad gewees, om die beloofde land in te neem. Alhoewel daar 40 jaar was, waar sekere dinge gebeur het, het God se plan nie verander nie. Die beloofde land is nog steeds Israel se erfdeel. Vanmôre vir jou ook, die beloofde land en oorwinning is nog steeds joune as kerk. Niks het verander. Alhoewel het soms voel asof jy op dieselfde berg loop. Alhoewel het soms voel vir die mens asof ons 40 jaar met dieselfde dinge sit, het niks verander nie. Het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevange geneem. Vers 2, daarop het Israel aan die Here gelofte gedoen en gesê, as u hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die bandvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle in hulle stede met die bandvloek getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af, weg om na die skelsiel van die land Edom te trek. En hier gebeur iets. Maar die siel van die volk op die pad het ongeduldig geword. Daardie Griekse woordjie, Hebreëse woordjie vir ongeduldig is katsa. En katsa beteken die volgende. They became discouraged. They became troublesome. And they started to mourn. Ek wil net daar stop vir 'n oomblik. Want vir 40 jaar het die volk in die woestyn gewandel. Uit Egipte het die Here hulle gaan haal waar hulle al reeds verdruk was. En nou vat die Here in die woestyn en hulle wandel vir 40 jaar met die gedagte en die belofte, daar is 'n beloofde land. En nou vat die Here hulle deur op pad na die beloofde land. En op daai pad, toe begin hulle siele ongeduldig raak. They became troublesome, hulle innerlike. En ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van God, dit gebeur met ons ook. In ons innerlike raak ons discouraged. Ons raak moedeloos, want is asof die pad wat ons stap, net nie op 'n einde gaan kom. Dis asof hierdie pad wat ons besig is om te loop, Here, ons het al 40 jaar om dieselfde berg geloop. Hoekom lyk dit nie asof ons op die regte pad is? En nou stap ons hierdie regte pad, en nou kom daar nog konings en hulle val ons alweer aan. En dis hoe die volk van die Here staan, op daai oomblik. Nadat die Here hulle manna en water gegee, die waters gekloof het, die Here het hulle opgerig, deur die Levitiese priester amper stel, afgodediens by hulle gevat, en hulle gestuur om oorlog te gaan maak en oorwinning te kry, sodat hulle die beloofde land kan kry. En daai oomblik raak die volk ongeduldig, discouraged. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons het laas weer, het ons sekere dinge, hierdie gemeente, by die Here gelos. En ek wil vir jou sê, wat het van laasweek af gebeur. En ek wil net sê, as ek dit sê, en as ek jou van toepassing moet jy sê, amen. Dat ek nie ten minste weet, ek praat nie met verkeerde mense. Amen. Wil ons nou begin. Amen. Toe jy maandagoggend opstaan, is dit asof daai stryd wat jy vir die Here gegee het,
op een of ander manier maandagoggend weer teruggekom het by jou. En toe hy terugkom by jou, is dit asof hy nie net jou stryd by hom gehad het nie, maar sommer 4 ander mense se probleme ook by hom gehad. Weet julle waarvan ek praat? En teen maandagoggend 9 het jy al besluit, jy gaan aangaan met die Here, jy gaan ophou met die Here, jy gaan opstaan, jy gaan werk toe, jy gaan skei, jy gaan trou, en jy gaan 3 keer broodjies eet. En in uur se tyd, het al hierdie dinge, in 'n oomblike tyd, met jou gebeur. En in jou siel, het presies dit wat hier met die volk gebeur het, met jou begin gebeur. Sommige mense ondervind dinge op verskillende maniere, maar dat ons mismoedig raak, as kinders van die Here, gebeur. Dat ons in stryd betrokke raak, dit gebeur. Dat ons moeg word in onsself, dit gebeur. En hierdie dinge het presies so met die volk van die Here gebeur. En toe doen hulle iets. In vers 5, lees saam met my. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Hierdie ding van Here het ons in die woestyn laat sterwe, hoor ons van die volk uit Egipte laat uitgetrek en dieselfde gesprek. Here, hoekom het ons uit Egipte gaan haal om te sterwe? Here, in plaas het ons in Egipte land gebly waar ons ten minste geweet het, ons sal kos hê, ons sal water hê. Hoekom gaan haal jy ons as hier ons wil kom los om dan te sterwe? En dan sê die volk die volgende vir want daar is geen brood en geen water en ons siel walg van die ellendige kos. Daai woordjie ellendig is kelolel in die Hebreëse taal. En dit beteken die volgende. Dis net goed genoeg vir kinders en jong mense. Dis nie instandhoudend. Die volk sê die volgende, Here, laat ons in die pad stap, ons raak ongeduldig, en dan, Here, wou jy nog gehad het, ons moes eet van kos wat U ons gee, wat nie instandhoudend is en genoeg is om ons te hou nie. Here het ons manna uit die hemel gegee, maar is nie goed genoeg nie. Here het 2 maal dat U knegt Moses 'n rots kloof, dat daar water uit die rots uitkom. Maar Here, dit is ook nie goed genoeg nie. Want die pad wat ons nou gestap het ons gevat het op 'n plek waar ons in onsself nie genoeg krag meer het nie. En dit wat U ons gegee het tot nou toe, Here, is nie instandhoudend nie. Jy sien vir my en jou vandag, het Jesus iets kom sê. Hy sê die mens sal nie alleen van brood wees nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die volk wat hierdie stelling hier gemaak het, kan nie ons wees nie, want ons het brood uit die hemel ontvang. Jesus het gesê, ek is die brood van die lewe. Of voel jy ook soms, dat maak nie saak hoeveel Bybel jy lees en bid, dat het nog steeds nie genoeg krag in jou lewe bring om nie moedeloos te word. Iemand amen sê. Ek lag nou maar, want ek doen dit aan myself. Ek is die eerste wat vanmôre sê, is nie so maklik om pad met die Here te stap. Dit is nie so maklik om 'n kind van God te wees nie. Want terwyl die wêreld wil sit en kla, moet ek en jy opstaan en sê, maar ek het brood om te eet. Ek het die brood van die lewe. Terwyl die wêreld wil sit en niks doen nie, moet ek en jy opstaan en aangaan in gebed. Nou, ek het met 'n paar mense hierdie week gepraat en as ek vandag vir jou sê, dat hierdie gesprek is seker 10 mense uitgekom het, dan praat ek die waarheid. Dis nie net 1 of 2 kinders van die Here wat vanmôre in harte so voel nie. Maar toe gebeur daar iets, lees saam met my vers 6. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense in Israel het gesterwe. Nou as jy so 3 blaadjies aangaan, na die boek van Deuteronomium, toe wil ek vir jou vanmôre iets sê, Deuteronomium 8. Deuteronomium 8,
Kom ek lees dit vanaf vers 12. Kom ek lees dit vanaf vers 7. Sê vir my as jy daar is. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes op die berge uitkom. 'n land van koring en gas en wingerdstokke en vye bome en granate. 'n land van olieryke olyfbone en heuning. 'n land waarin die brood sonder skaarste sal wees, waarin niks jou sal ontbreek nie. 'n land waarvan klippe yster is, en hy berge waarvan jy sal koper uitkom. Jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag dat die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel om nie te hou, sodat jy nie miskien eet en versadig word, en mooi huise by bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en die silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart om dan verhef, dat die Here jou God vergeet, wat jy uit Egipte land, uit jou slaafhuis uitgelei het. Hier is eintlik die gedeelte, wat jy deur groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene, en 'n dorsland sonder water. Met daai gedeelte wil ek hier met iets verstaan. Net daai laaste gedeelte. Die Here het nie slange laat manifesteer in die woestyn en die volk laat byt nie. In die boek van Deuteronomium skryf hulle dat hulle in die woestyn gewandel het en daar was slange en daar was skorpioene in hierdie goeie land gewees. Maar toe die volk begin opstaan en hulle sê vir die Here, die brood wat U ons gee is nie goed genoeg nie. En die water wat U ons gee is nie goed genoeg nie. Het die Here die slange toegelaat om die volk te gaan pik. Wat het dit met my en jou te doen? Die Bybel leer my dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En dat God ons gesag gegee het oor slange en skorpioene. Die oomblik as ek en jy in ons hart begin met stryd en wat ook al betrokke is, dan keer dit die bewaring van die Here uit ons hand uit weg. Die oomblik as ons murmureer en ons het nie blydskap in die Here, want die Bybel sê, die blydskap in die Here is jou beskutting. Dan kom die slange en die skorpioene en hulle pik ons en hulle maak ons seer. Dis 'n geestelike ding. As ons vir 'n oomblik die woord eenkant toe skuif en ons staan nie op die woord en ons skuif vir 'n oomblik die lewende water wat Christus is eenkant toe weg, dan sal die slange wat rondom ons is, want daar's altyd slange rondom ons. Daar is bose geeste in die lug, weet julle daarvan? Die oomblik as ons bewaring in die Here nie hou nie, dan kom hierdie dinge en hulle kom maak die kinders van God seer. Presies wat met die volk gebeur het, toe die volk begin murmureer, het die slange nader gekom en die slange het hulle gebyt. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Die oomblik as ons in onsself moed verloor, as jy jouself kry kind van die Here, en jy begin 'n bietjie moed verloor, jy verloor so 'n bietjie geloof in die Here, dan raak dit 'n verskriklike stryd in jou innerlike. Weet julle waarvan ek praat? En dan moet 'n mens beklei om ontslae te raak van hierdie slange en hierdie skorpioene, want hulle is nie bang vir my en vir jou nie. Die mens dink die Satan vrees ons. Hy vrees ons nie. Die bloed van Jesus Christus bewaar ons. Maar Satan vrees jou en my in geen opsig. En as ons 'n klein bietjie wegbeweeg van jou fondasie, van die fundament wat die brood en die lewe is wat Christus is, dan sal hy kom en die slange en die skorpioene sal kom skade maak in jou lewe. En hy's goed om dit te doen. Hy's baie goed. Hy's baie goed om dinge op te wek wat daar nie hoef te wees nie. Hy's baie goed om met jou gedagtes te kom smokkel, om iets in jou hart op te bring en te sê, ja, het jy gesien. Hy's baie goed om dit te doen. Hy's baie goed om my en jou die leuen te laat glo. Hy's baie goed om jou te vertel, weet jy wat, jy het nou 'n nuwe besigheid begin en die Here gaan vir jou niks doen. Hy's baie goed om vir jou te sê,
Weet jy wat, Mr. JP staan daar voor, en wanneer hy iets sê, dan kyk hy vir jou, want hy weet wat doen jy by die huis. Hy kyk eerder maar net af. Satan is baie goed. En presies wat met die volkie gebeur het. Die slange en die skorpioene was nog altyd daar. Hulle het nie ewe skielik net gebeur. Hulle was nog altyd daar. In vers 7. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig teen die Here en teen U gespreek. Wat het die volk gesondig hier? Die volk het geen sonde hier gepleeg. Maar hulle het besef, die oomblik toe hulle sê, Here, die brood en die water wat U ons gegee het, is nie goed genoeg. Het hulle besef, dis hulle oortreding teenoor die Here. En die eerste ding wat hulle doen is, hulle gaan na die enigste middelaar, wat hulle op daai stadium gehad het, man met die naam van Moses. En hulle gaan na hom toe en sê, Moses, bid dat die Here, dat hy die slange van ons wegneem. Moses het vir die volk gebid. Ek wil met jou Bybel gaan blaai na Johannes toe. Johannes 16, vers 23. Johannes 16 vers 23 is julle daar. Jy sien, hy ken jy te middelaar. En dis nie Moses nie. Jesus maak die stelling, Johannes 16 vers 23. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader vra, in my naam sal hy julle gee. Die volk het na Moses toe gegaan en gesê, Moses, bid tot God. Jesus sê, jy kan self tot God bid en vra vir beskerming. Amen. Ons het nie Moses nie, ons het Christus. Ek wil net teruggaan na nummer 21. Nummer 21 vers 8. Daarop sê die Here aan Moses, nadat Moses gebid het, praat God met hom. En hy sê vir Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dat elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. En daardie simboliek, daardie slang wat Moses gemaak het op die paal gesit is Christus. Want toe die volk vir die slang kyk, almal wat gepik was deur die giftige slange is gesond gemaak en genees gewees. Ek wil net met blaai na Johannes 3 toe. Dit klink verskriklik as ons sê dat Jesus 'n slang is, maar die simboliek wat hier gebruik word vir die volk is dat die slang die koperslang Christus is. Johannes 3 vers 14 sê vir as julle daar is. Amen. Kom ek lees van vers 12. Johannes 3 vers 12. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel behalwe hy wat in die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. En elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe mag hê. As ons teruggaan na nummer 21, vers 9. Toe het Moses 'n koperslang gemaak, het op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het, en hy na die koperslang gekyk, het hy in die lewe gebly. Jy sien daardie koper het spesifieke voordele gehad. Die koper was 'n simbool van die oordeel van die Here. Die altaar van die Here was uit koper gemaak gewees. En daar is 'n reiniging en 'n suiwering wat plaasvind met betrekking tot koper. Toe Moses hierdie gemaak het, was dit met die oog op Christus in die toekoms. Ek en jy word gereinig en geheilig deur Christus.
Ek en jy hoef nie die oordeel van die Here te dra nie, omdat Christus Jesus die symbool van die oordeel vir ons geword het. En toe Moses hierdie slang opgerig het en die paal gesit het, kon die hele volk, maak nie saak waar hulle was nie, in die woestyn, in die laagte of in die hoogte. Toe die paal opgesit is, was hy opgelig gewees, en die volk wat gebyt was deur die slange, kon na daardie paal kyk, en daardie slang wat op die paal was gesien. En die oomblik toe hulle vir die slang kyk, sê die Bybel, het hulle die lewe gebly. Vir my en jou vandag, Christus aan die kruis. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. Maak nie saak hoeveel slange ons pik nie. Maak nie saak hoeveel skorpioene ons seermaak nie. As ons na Christus kyk op die kruis, sal ons lewe 'n oorvloed van lewe hê. Dit is die symbool wat vir die volk van die Here in die Ou Testament gebied was, met die oog op Christus Jesus. Dit maak nie saak hoeveel stryd jy gehad het, die kind van die Here. Maak nie saak of jy dink die beloofde land is nie vir jou bedoel nie. God se plan het nie verander met die kerk nie. Die kerk is nog steeds besig om 'n pad te stap totdat die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind. En jy het nog steeds die guns, die gawe, die salwing en die krag van die Heilige Gees. Daar is niks wat jy kan doen om jouself weg te hou, maar God vir jou deure sal toemaak. Pastoor Deetjie net nou gaan openbaar. Daar is 'n geopende deur, kan jy onthou? Maak nie saak hoe jou stryd lyk nie, maak nie saak wat in hierdie week gebeur het nie, maak nie saak wat in die jaar vir jou voorlê, as jy maar net na die kruis sal kyk, want ons haal ons oë baie keer van dit wat voor ons is af en kyk na onsself. En as ons onsself begin kyk en sê ons, Here, maar die brood wat U my gee, die lewende brood wat Christus is, kan nie goed genoeg wees nie. En Here, die water wat U ons gee, wat die woord is nie reg vir my, Here, want ons skuif ons oë weg van die kruis van Jesus Christus af. En jy wat in 'n lang pad met die Here stap, weet vanmôre dat ek praat die waarheid. Want as jy jou oë 'n bietjie afhaal, en ek wil vanmôre sê, daar kom daar en daar kom tye, wat dit nie so stryd vir jou is om by die Here te bly nie. Amen. Dan kom daar tye en oomblikke, wat dit 'n absolute stryd kos, om jou geloof te behou, jou saligheid te behou, en moed te hou, om nie moedeloos te word nie. Dan kom daar weer tye van verligting. Maar jy sien, is nie tye van verligting nie, dis die tye waar ons soek, waar ons na die Here moet bly kyk. Die Here het vanmôre beloof, daar is 'n kleed vir ons, daar is 'n ring, daar is sandale. Jy sien, daardie betekenis is eenvoudig die volgende: die verlore seun het weggestap vir 'n oomblik, en toe hy besef, hy moet terugkeer na sy vader toe, en hy moet bly by sy vader, en die vader om met oop arms ontvang. En daar is weer 'n mantel om sy skouers gesit, daar is weer 'n ring aan sy vinger gesit, en daar is weer sandale aan sy voete gedruk. Dit beteken dat ek en jy vanmôre maar ons stryd kan kom los by die Here doen. Ons kan inteendeel, ons mag dit doen, kind van die Here, elke dag die stryd by die Here ons. Moenie dink dat jy nie geloof het, dat as jy jou stryd vandag los, en môre het jy weer stryd, moenie dink dat dit nie jy is wat jy geloof het. Die stryd kom. Die volk van die Here het in die beloofde land, op pad beloofde land toe, omring gewees deur slange en skorpioene. Ek en jy is omring deur bose geeste. Die Bybel sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed. En die probleem is die volgende: wanneer die stryd in ons innerlike begin, dan weet ons nie altyd wat om dit te doen nie, en dan raak dit 'n ding tussen mense. En ek wil vandag vir jou sê, die laaste paar weke is daar vir my asof daar 'n verskriklike irritasie tussen mense is. Jy kan nie vir iemand kyk en dink hulle raas fout. Gebeur nie by ons huis nie. Gebeur nie by jou.
En omdat ek en jy bewus is van hierdie ding, beteken ek en jy is verantwoordelik. Hoeveel te meer moet ons dan nou ons oog op Christus Jesus in die kruis hê? Dat ons nie nou sal geword die kind van die Here. Dat ons nie nou sal stop en moedeloos word, omdat dit soms swaar is. Dat ons nie nou sal stop nie. Ons het die beloofde land baie naby gekom. En daar is wonderlike tye in die Here, maar daar is meer. Daar is meer vir ons as kinders van die Here. En ek praat nie net van Sondagoggend hier, ek praat van jou by jou huis. Ek praat van ontmoetinge by die Here by jou huis. Ek praat van ontmoetinge waar God homself op wonderlike maniere aan jou as gemeentelid by die huis sal en gaan openbaar. Net nie moedeloos word. Staan jy net vas vanmôre en tel jou kop. Weet, daar is slange, daar is skerpioene, maar die Here het ons 'n antwoord en 'n uitweg gegee. Christus is verhoog van die aarde af, sodat jy hom kan raak sien, maak nie saak waar jy staan. Wil jy glo wat ek sê vanmôre? Want is jy op jou laagste, Christus is verhoog, dat jy kan opkyk na hom toe. En al dink jy is op jou hoogste, hy is nog steeds verhoog, waar jy hom sal kan raak sien. Hy is nooit so ver weg van die Here, dat jy hom nie sal kan sien. Toe Moses hierdie koperslang gemaak het die Here gesê, sit hom op 'n paal. Ek wil nie met mooi dink hoe lyk die woestyn. Die woestyn is nie gelyk. Daar is berge en dale van stand. Daar waar die volk hom gesien het op die paal, waar almal weet presies wat hulle moes doen. Ons moet baie rigting kyk, daar is die paal, daar is die stand. En almal het hom raak gesien. Dis nie net die wat die naaste aan die paal was nie. Ek moet vanmôre iets hoor, kind van die Here. Dit gaan nie oor hulle wat die naaste aan die Here is nie. Dit gaan oor elkeen wat hom kan sien vanmôre. Want soms dink jy mos, die Here het spesiale plekke vir pastore en sekere mense uitgehaal. Sekere mense mag ons nader aan die Here staan as die res. Dit werk nie so. Op dieselfde paal, op dieselfde kruis, dieselfde verhooging, elkeen wat hom kan sien. Amen. Dit is my boodskap vanmôre. Dalk het jy gebed nodig vanoggend en dalk het jy nie gebed nodig. Maar ek gaan my oë sluit en ek wil hê met jou oë sluit saam met my vanoggend. En as jy vanmôre gebed nodig het, dan moet jy kom. Vader, wil U bid vanmôre. Here, dat elkeen wat wil sê, Here, skuif en hou my oor op die kruis, dat hulle sal kom. Here, elkeen vanmôre wat wil sê, Here, daar is soms slange en skerpioene. Here, maar ek bid dat U my sal hou en my bewaar. Ek wil bid dat hulle sal kom. Here, elkeen wat sê die pad is moeilik en soms raak ons mismoedig. Here, soms is dit so swaar dat ons amper geloof wil verloor. Ek bid vir hulle, Here, dat hulle sal kom. Here, ek wil myself voor U neer lê, dat my oë op die kruis sal bly, dat my oë op Christus sal wees. Here, dat U my genade sal gee, dat my oë nie sal skuif. Here, en ek bid vir elkeen vanoggend. Elkeen wat wil kom, Here, wat 'n kleed wil hê by die hand van die Here. Elkeen wat herstel wil wees vanoggend, Here, omdat die slange en die skorpioene seer gemaak het, en maar van hierdie laaste ruk, Here, swaar tyd was, bid ek. Elkeen wat nodig het om te kom, dat hulle nou sal opstaan en sal kom in die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, as jy gebed het nodig het, wil ek nie met opstaan vanmôre en moet uitkom. Daar is 'n plek wat die Here vir jou voorberei het, wat jou is. God is nie aannemer van 'n persoon. Pastore en die
ouderlinge wat nie vanmôre gebed nodig het nie, sal die kom bid vir die mense wat hier staan. Anders gaan ek net eers vir Susan bid, sy vir ons musiek maak, dan sal ons vir die res van julle kom bid. Vader, Here, in die naam van Jesus. Here, ek wil U bid vanmôre om my vrou krag te gee om haar oë op die kruis te hou. Here, ek wil bid vanmôre dat haar oë sal skuif, dat dit nie sal links of regs toe, maar dat sy sal bly op die kruis van Jesus Christus. Here, ek wil U bid dat sy vanmôre sal staan op 'n fundament wat lewe, op die rots wat lewe is, Here. Sy vanmôre, Here, sal weet die brood wat God gee. Here, ek bid vanmôre. Vader wat nie aan gee, Here, Sy vanmôre sal staan en weet, Here, in die naam van Here, dat dit vanmôre weg sal wees van haarself, van enige fout of skryf. Maar dat wat ook deur die bloed van Christus na haarself sal uit in die vrede, Here, dat alles is. Here, vanmôre dat U op die kleed, ring, skoene sal aan. Mag ek vanmôre vra dat die pastoor net vir my voorkom staan asseblief. Julle sal op my staan as gemeente. Vir die manne wat vanmôre, die Here het dit op my hart, vir die manne wat vanmôre, wanneer sy sal met my sien. Sal net nog een keer vir my speel. Daai dame langs die weg. Dit is my voor.
ons God. U is ons Vader. Here, U is Skepper. Here, buite U kan daar nie God wees. Buite U, Here, kan daar nie 'n ander God wees. U is in alle ewigheid dieselfde. Loof U vanmôre. Prys U vanmôre in die naam van Jesus. Ons het nagmaal vanmôre dit van die Here. Ek gaan pastoor Niels vra om vorentoe te kom. Of hy daar is kom. En ek kom maar sit baie dan. Vanoggend jy moet net so sit en dan gaan ek net gou vir ons bid. Here, vanoggend kan ek nie anders as om dankie te sê vir die harde woord. 'n Harde woord, my God, om te moet besef dat ek soms my oë van die kruis afhaal, Here. 'n Harde woord, Here, maar ek dankie vir daai woord. Here, want ek weet, Here, dat U nog steeds in my kom werk. Here, dat U nog steeds kom digtig en vir my, Here, dit vanoggend kom doen het. Here, vir my gesê, rig jou oë net weer op die kruis. Here, ek loof U vir die tafel. Ek loof U vir die bloed, Here Jesus, vir die liggaam wat gebreek was, Here, sodat my liggaam nie hoef te gebreek nie, Here. Ek dank U, my God, vir al die goedheid en guns in my lewe, Here, want U woord sê, elke goeie gawe kom van U. Here, hierdie is vir ons 'n gawe, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het vanoggend vir ons ietsie voorberei en ek wil net saam met my lees uit Johannes 6. Ons lees Johannes 6 vanaf vers 53. En vanoggend toe Prof JP het Johannes uit begin lees, het ek gedink, daar gaan die ou kort boodskap wat ek het. Maar dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om vanoggend dit te mag bedien. Ek lees vir ons vanaf vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy met my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Kyk na vers 60. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Ek dink hierdie woorde was inderdaad hard vir die Israeliete. Hierdie woorde is gespreek voor die kruis. Baie van Jesus se volgelinge, van sy disippels, het gesê, hierdie woorde is hard, wie kan daarna luister? En ek het gaan kyk wat hierdie woordjie hart regtig beteken.
En dit beteken behalwe verhard ook skerp, aanstootlik, onverdraagsaam en moeilik om te aanvaar. En dan kan ons seker vra, hoekom was Jesus se woord hard? Omdat hy dinge gesê het wat hulle nie kon aanvaar nie. Dit was moeilik vir die Israeliete of vir die Jode om Jesus te aanvaar as die verlosser. Dit was moeilik om hom te aanvaar as die seun van God, die brood wat uit die hemel uit gestuur is. Dan was daar 'n tweede ding, en dit was die bloed, wat die Here gesê het, drink my bloed. Hulle het gedink dis kannibalisme, en bloed was streng verbode. Dit het in die hele godsdienstige raamwerk uit mekaar uitgeruk. Baie disippels, as ons kyk na vers 66, het teruggedraai. Hulle het nie by die Here gebly nie. Maar hier is een waarheid wat vandag nog geld. Die woord van Christus is altyd hard vir die vlees. Vir trotsige mense verneder dit. Vir selfregverdiges ontmasker dit. Vir godsdienstiges neem die woord beheer weg. Ek en jy mag nie meer doen wat ons wil nie. Ons is slawe van die woord, soos wat Paulus sê. Vir die vlees vra dit om af te sterwe. Die ou mens moet minder word, sodat die Here in ons meer kan word. Vir die gees gee dit lewe. Die eintlike vraag vir die disippels vra, wie kan daarna luister? Jesus gee die antwoord in Johannes 6 vers 44. Hy sê net die wat deur die Vader getrek word. En ek kyk vanoggend en ek dank die Here dat hy vanoggend elke een van ons wat hier is getrek het. Dat ons die woord moes hoor. Nie net hierdie deeltjie van die nagmaal nie, maar ook voor dit. Want die Here wil vir ons goed doen. Maar kom ons keer terug na die harde woord. Baie mense vandag sê, die Bybel vra te veel van my. Dit is te moeilik om 'n Christen te wees. Ek kan nie volgens die Bybel lewe nie. Die Bybel is oudtyds. Sê hulle nie dan ook maar, soos die disippels in Johannes 6 vers 60, hierdie woord is hard nie. Die evangelie was nog altyd hard. Soos Prof. Jackie gesê, dit is moeilik. Dit is baie dae moeilik om te doen wat die woord sê. Maar dit is soms ook moeilik om te erken. As ons kyk na hierdie tafel, dan is dit juis hoe God ons uitnooi. In Johannes 6, klaar die mense, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En net 'n paar verse terug, praat Jesus presies oor sy vlees en sy bloed. En dit is die kern wat ons vandag die nagmaal doen. Die nagmaal konfronteer ons elke keer as ons brood breek, as ons wyn neem. Dan is daar sekere waarhede wat na vore kom. En ek dink ons moet dit vanoggend aan onsself erken. Hoe baie van ons stap verby, ons vat 'n broodjie, ons vat 'n glasie sap, en ons weet nie regtig waaroor dit gaan nie. Jy sien, wanneer ons hierdie tafel deel het aan hierdie tafel, dan sê dit, my sonde is ernstig. Jesus se liggaam is gebreek as gevolg van my sonde. Jesus se bloed is gestort as gevolg van my sonde. Weet ek het al hoeveel keer gewonder, as ek die enigste mens op aarde was, sou die Here nog aan die kruis gesterf het vir een? En die antwoord is natuurlik ja.
Ja, die Here sou, want sy liefde het geen perke nie. Sy genade het geen perke nie. Die tweede waarheid omgaande die nagmaal. Ek kan nie myself red nie. Jesus moes sterf, sodat ek 'n deur direk na God toe kan hê. God se liefde was duur. God het betaal vir sy liefde met sy seun. God se liefde het gebloei. God se liefde was gebreek. Hier kan ek en jy nie neutraal bly. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 28. Ons praat in konteks van die nagmaal, dan sê hy, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dit bring 'n keuse af by my. Dit dwing daai keuse af. Gaan ek bekeer of gaan ek volhard in dit wat nog verkeerd is? Christus het volkome betaal vir elke een van ons sondes en vir al ons sondes. Ek hoef nie meer te sterf as gevolg van my sonde nie. En daarom kan ons onsself beproef sonder vrees. Daarom moet ons onsself beproef sodat genade nie gemors word. So Paulus se oproep beteken in praktyk, moenie die kruis ontvang sonder om jou hart oop te stel vir wat dit eis nie. Jy sien die kruis eis baie van ons. God konfronteer jou nie om jou weg te stoot, maar om jou heeltemal in te trek. Die tafel sê vanoggend, kyk wat het dit gekos. Dit het gekos wat God se seun aan die kruis sterf. En dan sê God, kyk wat het ek gedoen. Kyk wie jy sonder my is. En kyk wie jy in my word. Die gevolg as nagmaal jou nooit ontstel nie, het dit waarskynlik opgehou om jou te vorm. Troos kom, ja, maar eers nadat jy weer onder die kruis gestaan het. Nagmaal streel nie jou gewete nie, dit skud dit wakker. Wanneer Jesus sê, neem eet, dit is my liggaam. Of Jesus sê, drink almal daaruit, dit is my bloed, dan sê hy, hier is die prys van julle verlossing. Hier is wat sonde kos. En hier is hoe ernstig God dit opneem. Dit moet hard wees. Dit moet 'n harde woord wees. As dit nie hard is nie, dan verstaan ons dit nie. Weet, ek het al soveel keer in 'n preek, in 'n volle preek op 'n Sondag en 'n bidduur, dan het ek gedink, hierdie is net vir my. En hoe baie van ons, en ek glo almal van ons, weet, elke Sondag, hierdie is net vir my. Jy sien die Heilige Gees, prof, hou daarvan om te sê, mag hy troffe. En dit beteken die Heilige Gees skiet nie net die wildernis in en hoop om iemand te tref nie. Nee, elke een van ons is met 'n rede getrek om te kom. Om hierheen te kom, elke keer wat jy hier is. Paulus sê in 1 Korintiërs 11, laat elkeen homself beproef. Dis nie die eenmansjou, dis nie die kerk nie, dis elke een, dis ek, en dis jy. As ons vandag by die nagmaaltafel sit, kom ons bly net 'n bietjie. Ons kan seker net erken om te sê, hierdie woord is hard vir my.
Maar dan is dit nie 'n teken dat jy buite is nie. Dis nie 'n teken dat die Here jou wegstoot nie. Dis 'n teken dat die Here met ons werk, dat hy besig is om in ons te werk. Die woord wat hard is dieselfde woord wat sê, dit is volbring. En aan die taal van leer ons, die woord kan nie versag nie. Ons kan nie die woord sugarcoat nie. Wat hierin staan, in hierdie woord, in hierdie Bybel, is presies hoe God dit vir ons wil sê. Ons kan dit nie verander nie. Dis nie verwerping nie, dis 'n uitnodiging. Die woord is hard om ons wakker te maak soms. Nie om te verwerp nie. Sien, die woord sny keer op keer so in elkeen van ons harte in. En ek het 'n bietjie gaan dink, jy sien 'n dokter, hy sny ook sodat hy kan regmaak wat verkeerd is. Hierdie woord is soms baie hard. En vanoggend se woord was vir my, in dele was vir my baie hard. Want ek weet, soms kry my geloof swaar. Ek haal my oë van die Here af. Die Here wat verlig is met elke een van ons, sodat ons hom kan raak sien. Maar ek draai my kop weg. Die woord was hard. Sien, die ironie is, en ek dink aan die tafel, Judas Iskariot. Judas Iskariot wat die Here verraai het. Hy was genooi om aan die tafel te sit. Petrus was ook toegelaat om aan die tafel te sit en hy het die Here verloor. Sien, en dit sê net weer vir my, ons het almal ons dinge wat nog nie reg is nie. Dinge wat ons nog meer lê. Maar die feit dat Judas Iskariot genooi is, beteken nie almal word outomaties herstel nie. Dit beteken niemand word vooraf uitgesluit nie. Dis 'n besluit. Vandag wil ek sê, laat toe dat die harde woord ons, jou en my verander. Ek dink vandag kan ons net erken dat niemand homself kan red. Dis net die Here. Dis die bloed van die Here. Dis die feit dat sy liggaam gebreek is vir elke een van my sondes. Dis die feit dat die bloed van die Here my bedek, sodat ek voor God mag staan. Vandag hoef ons nie alles reg te hê. Ons hoef net te bly. Ons hoef te bly, soos wat Petrus aan tafel gebly het. As ons vandag dink, Here, hierdie woord is hard, hoor ook dit. Die tafel is oop. Die woord wat sny, is dieselfde woord wat brood breek. Vandag sê die Here, kom na die tafel. Ek het betaal aan die kruis. Kom soos jy is. Die harde woord sal jou verander. Jy moet dit net toelaat. En dit is sover as wat ek voorberei. Ek het 'n paar van ons broers gevra om my te help met die bediening van die nagmaal en ek gaan vra dat julle vorentoe kom asseblief. Kom ons staan en kom ons bid. Ewige God en Hemelse Vader, Here, vanoggend was my woord vir myself 'n bietjie bymekaar.
Maar ek wil U vra, Here, dat die woorde wat ek gespreek het, die harte sal bereik, wat dit moet bereik, Here. Ek vra dat U hierdie tafel sal seën. Here, ek kan nie dankie sê vir wat U kon doen het. Here, dat U vir ons kom bedek met U bloed. Here, dat U vir ons kom reinig en dat ons se deur het, Jesus Christus, waardeur ons by U, ons God en Vader, kan gaan staan. Here, dankie vir hierdie seën. Here, vir die bloed, vir die liggaam, seën dit aan ons, in Jesus naam. Amen. Ek kan maar sit, ek het die broeders gevra om ons te bedien. So baie dankie. Is daar enige iemand wat eerder uit die beker wil drink?
iemand oorgeslaan? Prof, kan ons afsluit? Ek wil vanoggend vir pastoor Derek vra om vir ons af te sluit. Hemelse Vader, Here, ons wil onsself herinner vandag, Here, dat die ganse skepping in die hand was. Here, ons wil herinner aan die grootheid van ons God. En ons wil U om vergifnis vra, Here, dat soms ons nie na regte vergelyking kyk. Dat dit wat ons probleme en stryd is, teenoor dit wat ons God is. Vergeef ons, Here, en help ons, dat dit toekomstig nie so sal wees nie. Here, dat in ons hart, in ons verstand, die verstaan, altyd geopenbaar sal bly, dat ons God is die God, wat die ganse van die skepping in sy handpalm het. Dis die God wat ons bystaan. Dis die God wat sy Gees in ons gesetel is, ons krag gee, ons wysheid gee, ons insig gee, ons deur ons werk, dieselfde Gees ook, wat die kruis van Jesus Christus aan ons openbaar. En ons oë op daardie kruis bring. Ons eer U, Here, vir U krag, vir U heerlikheid, vir U genade en vir U liefde. Laat ons oor dan, Here, vas staan op daardie plek. Tot ons mekaar weer mag sien, Here, eer ons U daarvoor in Jesus naam.